So ons gaan nou vandag weer aan met Romeine, soos vir die wat sal onthou, ons het so 2 weke terug geëindig by Romeine 8. En Romeine 8 was eintlik die hoogtepunt gewees van die argument wat Paulus gehad het tussen Romeine 5 tot 7. En net so 'n paar goedjies waarna ons gekyk het in Romeine 8. Ek wil eintlik dit nou mooi Afrikaans sê, so vinnige recap. Ons het geleer in Romeine 8, dat die seëninge wat God vir Israel beloof het, hy so ook beloof vir die kinders van hom. En dit sal byvoorbeeld wees die gawes van die Heilige Gees, die aanneming as kinders, ons toekomstige heerlikheid, ons is uitverkies as kinders van die Here, en dan die belofte dat niks ons van God se liefde kan skei nie. Nou die eerste 8 hoofstukke van Romeine was hoofsaaklik gefokus gewees op die mens en die mens se sonde en ons sondige toestand, en dan ook hoe die Here aan ons voorsien, en die Here se genade wat hy aan ons betoon, en dat hy ons sondes vergewe, en dan kom ons by Romeine 9, nou weer eens Romeine 9 tot 11, vorm nou weer een gedeelte eintlik saam. Nou ons sal vandag net na die eerste helfte van Romeine 9 kyk, want dit is nogal 'n mondvol. Maar die hele idee van Romeine 9 spreek Paulus nou direk eers die Israeliete aan. Die kosbare ding van dit sal ons sien dat baie van die goed wat hy die Israeliete oor aanspreek, die goed wat hy onder hulle aandag bring, is net so van toepassing vir ons vandag. En weer eens baie van die goeders wat hulle daai tyd gedoen het, doen ons ook vandag, en dit is nie altyd 'n goeie ding nie. Nou Paulus gaan in die volgende 3 hoofstukke, vra hy nogal die vraag of God die beloftes wat hy in etniese Israel gemaak het, vervul. Gaan hy dit nog steeds vervul? Gaan hy nog steeds by daai beloftes bly, nou dat hy 'n verbond met die Christene aangegaan het, met die kinders aangegaan het, en hy gaan 'n bietjie kyk, jy weet, soos, want daai sy sienswyse is, as God nou sê, hy gaan nie meer sy beloftes aan Israel nakom nie, kan ons as wedergebore kinders van God dan berusting hê dat God die beloftes gaan nakom wat hy aan ons gemaak het. So dit is eintlik nogal belangrik. Nou, ek gaan vir julle sê, Romeine 9 is nie een van die maklikste hoofstukke om te verstaan, om te ontleed, te interpreteer nie. Dis ook, julle sal sien, seker van die goed lees, eintlik nogal moeilik. Maar hopelik teen die einde van volgende week en Sondag sal ons 'n goeie begrip hê presies van wat dit sê. Okay, so in die volgende hoofstuk of gedeelte gaan ons byvoorbeeld kyk, waarom word sommige mense gered en nie ander nie, want hierdie is vrae ek seker daarvan wat baie van ons al gehad het. Ander ding waarna ons gaan kyk is, waarom glo sommige mense en ander dalk nie? En waarom lyk dit soms asof God se plan nie werk nie? Ek is seker daarvan, ek is nie die enigste ou wat al soms in my lewe gevoel het, Here, maar dit voel nie vir my of die planne werk nie, want dalk het sy planne nie volgens my standaard gewerk nie. Nog 'n interessante vraag is God regverdig? Hoeveel van ons het al soms met daai ding gesukkel hier in die binnekant, Here, maar is dit nou regtig regverdig? En ek kry baie keer hierdie argument wat iemand sal sê, maar hy was so vuil, hy het soveel goed verkeerd gedoen, en jy wil vir my sê die vergifnis tel vir hom net soos wat dit vir my tel, want ek doen soveel minder verkeerd. Maar sonde bly sonde. En dan die laaste ding waarna ons gaan kyk is, wat is die rol van die mens? Nou ek seker daarvan, ons het al iewerster hierdie vraag in ons binneste gevra. Here, maar hierdie goed maak nie vir my sin. Hoekom gebeur hierdie goeie? So asof ons soms beter weet as die Here. Nou Romeine 9 gaan ons na hierdie moeilike vraag kyk, en ons sal hopelik teen die einde van Romeine 9 die antwoord hê. Nou, die hele ding by mekaar te bring, gaan ons sien dat God is getrou, hy is regverdig, en hy is genadig deur die redding wat hy aan ons toevertrou het, en God se plan val nooit. Ons moet soms net God se plan reg verstaan. En ons moet verstaan dat God se planne is nie altyd ons planne nie. Jy gaan partymal moet leer om terug te sit, en te sê, Here, ek vertrou volkome op U, wat ook al U uitweg is, gaan ek gelukkig mee wees, ongeag, of dit nou is wat ek verwag het, dit gaan wees of nie gaan wees nie. En julle gaan sien, soos ons deur hierdie ding werk, is daar een ding wat sal uitstaan, en dit is dat God se plan is altyd volmaak, dis altyd perfek. God sal ontbloot wat ontbloot moet word, hy sal laat gebeur wat moet gebeur. Dit is wel soms net moeilik vir ons om terug te sit en geduldig te wag, terwyl hierdie plan van God uitspeel. Nou, ek gaan vir julle sê, teen die einde van hierdie hoofstuk sal julle ook sien, God is nog steeds in beheer. Al voel dit of jou lewe partymal bietjie uitmekaar uitval, beloof ek julle, God is in beheer. So ons gaan begin by Romeine 9 vers 1 tot 5.
Nou Romeine vers 9, 1 tot 5 sê vir ons, ek spreek die waarheid in Christus, ek lieg nie, my gewete getuig saam met my in die Heilige Gees, dat dit vir my 'n groot droefheid is en 'n onophoudelike smart vir my hart. Want ek sou self kon wens om ter wille van my broers, my stamgenote, na die vlees 'n vervloeking te wees, weg van Christus af. Hulle is Israeliete aan wie die aanneming tot kinders behoort, en die heerlikheid en die verbonde en die wetgewing en die erediens en beloftes. Aan wie die vaders behoort en uit wie die Christus is na die vlees, hy wat oor alles is, God loofwaardig tot in ewigheid. Amen. Nou wil ek eintlik vir julle vra, maar ek verwag nie julle moet dit doen. Steek vir my julle hande op waar jy hierdie stukkie gelees het en gedink het, ek het nie 'n koek en klou wat word nou eintlik hier gesê nie. Hierdie gedeelte maak nie eintlik vir my sin nie, want as ou dit net so lees, dan is dit nogal half deur mekaar, want Paulus sê, hoor jy, ek praat die waarheid, ek sal nie vir julle lieg nie, en dan praat hy oor sy broers, en hy's bedroef oor sy broers, en dan sal hy 'n vervloeking vir hulle wou wees, en as jy hierdie ding net so lees, dan is dit nogal moeilik om te kop wat Paulus werklik probeer sê. Maar kom ons breek dit gou op. Die eerste ding is, Paulus sê hierso, hy ervaar 'n groot angs oor sy Joodse volksgenote. Want Paulus sien hoeveel van sy Joodse volksgenote wil nie draai na die Christus toe nie. Hulle wil hom nie ag as die Messias nie. En dan sê Paulus hierso 'n interessante ding. Hy sê as dit moontlik was, sou hy byna eerder wou kies om vervloek te wees, wat sê hy sou eerder God se straf in die hel wou dra, sodat sy mede-Jode gered kon word. Nou dit sluit aan by Eksodus 32. Maar hy weet, hy kan nie die prys betaal vir hulle om gered te word nie, want niemand behalwe die Here Jesus Christus kon as plaasvervanger ingestaan het nie. Maar Paulus is diep bedroef. Kan julle dink hoe bedroef is hierdie man as hy sê, ek sal so ver gaan om te sê, Here vervloek my, sodat my volksgenote gered kan word. Here, slaat my met daai bandvloek as dit moet, maar ek is so ernstig, want ek sien hoe my boeties en my sissies tot sterwe gaan sonder die Here Jesus Christus. En hoe dit aansluit is by, ek het dit nou nie vertou nie gegee nie, Eksodus 32 vers 30 sê vir ons, Moses bid vir die volk. En die volgende dag het Moses aan die volk gesê, julle het 'n groot sonde begaan, maar nou sal ek na die Here opklim, miskien kan ek vir julle sonde versoening doen. So Paulus haal eintlik hierdie gedeelte aan, en hy sê, hy wens so, hy kon namens sy volksgenote by die Here kom en sê, Here, ag asseblief vergewe hierdie mense, maar op die einde van die dag, kan Paulus dit nie doen nie, want hy is nie die Here Jesus Christus nie. En dan noem Paulus hier, en hy sê, julle weet as uitverkore volk van God, dra julle sekere voordele. Soos byvoorbeeld, die aanneming, julle het die wet, die heerlikheid, aanbidding, julle het al die verbonde, julle beloftes van God. Toe God hulle uit Egipte uitvat, toe word hulle God se aangenome volk, en nog steeds vat hierdie mense dit en hulle gooi dit amper terug in die Here se gesig. En dan die heerlikheid hier verwys, wat hulle sê, waarskynlik na God se heerlikheid in die tabernakel en tempel. Hulle kon dit ervaar. Julle weet, hulle die werke van God gesien, en nog steeds is hierdie volk op 'n punt waar hulle nie regtig die Here ag vir wie hy is nie. En Paulus sê, dit maak my stikkend aan die binnekant, dit is nie vir my lekker nie. Die Here God kom op die berg Sinaï, hy gee vir julle daai Moseïse wet. Hy sê vir julle wat julle moet doen. Hy sê vir julle uit die volk van Abraham, uit die patriarg, gaan ons hierso kry vir Isak en Jakob, en hulle kom uit Israel uit. Hy sê ook vir julle soveel so, die redder, die Messias, word uit Israel uitgebore. En nog steeds sê die Joodse volk, hulle stel nie regtig veel belang nie. En Paulus sê, hy stikkend aan die binnekant dit pla. Want hy besef, wat is die einde van die saak? Nou eerstens kan ek hier vir julle sê, ons harte moet ook breek. As ons besef hoeveel van ons volksgenote draai hulle op God. Ons harte moet ook breek as ons besef hoeveel boeties en sissies dien nie die Here nie. En weet julle, dan wil ek vir julle by sê, ons harte moet breek as ons besef hoeveel boeties en sissies dien 'n weergawe van God wat hulle self geskep het. Hoeveel boeties en sissies sit soms in kerke, maar hulle dien nie werklik die Here nie. Hoeveel boeties en sissies se verhouding is met 'n God wat hulle besluit het hulle skep, 'n God wat by hulle aanpas. En dit is eintlik vir my so mooi, want Paulus begin nie hierdie gedeelte met teologie nie, hy begin dit eintlik met trane. Hy begin hierdie gedeelte met 'n gebroke hart. Ek wonder hoeveel van ons sal so ver gaan om te sê, Here,
Ek sal bereid wees om vervloek te word sodat my boeties en sissies gered kan word. Hoeveel van ons sal bereid wees om te sê, Here, ek sal bereid wees om in die helse vuur te gaan brand sodat my boeties en sissies gered moet word. So erg moet dit eintlik vir ons wees. So angstig moet dit ons laat voel. Ons moet soms ophou veroordeel en eerder dat ons harte begin breek. Omdat ons sien hoeveel mense is besig om weg te val en verlore te gaan sonder die Here. En ek sê dit weer, ons maak soms die fout om te dink, dit is net daar buite. Dit gebeur hier in ons geleedere ook. Nou weet julle wat ons hieruit moet leer is dat ware geloof bring vir 'n mens 'n hart vir verlore mense. En wat dit beteken is, ek het 'n hart wat breek. Ek kyk nie neer op hulle nie. Jy kan nie met mense praat oor die reddende krag van die Here Jesus Christus sonder dat jy die nood voel en kan ervaar nie. Maar die fout wat ons maak, sal ons kry in Lukas 18 vers 9, en as ek hierdie stukkie lees, wil ek julle uitdaag om te besin, of jy dalk by Lukas 18 vers 9 inpas, veral by die fariseer. Dit sê vir ons, en hy het ook met oog op sommige wat op hulself vertrou dat hulle regverdig is, en die ander verag hierdie gelykenis vertel, dis Jesus. 2 manne het na die tempel opgegaan om te bid, die ene fariseer en die ander 'n tollenaar. Nou julle, die fariseërs was gesiene mense, kerksmense, geleerde mense. Hulle het die skrifte onderhou, julle sal ook vind, Jesus sal baie keer vermaan, hulle het die lang gebede gebid. Die weduwee se huise ook leeg aan vreet in dieselfde asem, maar die fariseer het gaan staan en by homself so gebid. Hoeveel van ons bid so? God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie. Rowers, onregverdiges, egbrekers of ook soos hierdie tollenaar. Ek vas 2 keer in die week. Ek gee 10des van alles wat ek verkry. Ek is so gesiene mens. Here, sien my tog net raak. En die tollenaar het ver weg gestaan en wou self nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê, o God, wees my sondaar genadig. Soos wie bid ons? En Jesus, ek sê vir julle, hierdie laaste een het regverdiger na sy huis gegaan eerder as die eerste een, want elkeen wat homself verhoog sal verneder word, en hy wat homself verneder sal verhoog word. Eina, want ons doen presies dit. Ek syp nie soos daai een nie, ek is tog mos beter as hy, Here, sien my raak. Here, ek is elke Sondag in die kerk en daai ou lê en slaap sy babbelas af. Daai ou wat sy babbelas afslaap, gaan lê op sy knie voor die Here Jesus Christus en hy sê, God, wees my o sondaar net genadig vandag. Ek besef wie ek is. Ek besef hoe nodig ek het. Ek kry te skaam om op te kyk na U. Maar ons sit kerke vol en ons kyk neer op mense want ons harte is hard. Ons kyk neer op mense want ons dink die goedjies wat ek doen wen vir my guns by God. En die Here sê vir jou, verneder jouself. Kom op jou knieë voor my. Wees vandag die minste. O Here, wees hierdie sondaar genadig. Die dag wat jy jouself begin ag as hoër as die res, pasop dat dit nie die dag is wat die Here jou verneder nie. Ek bid gereeld en ek sê dit vir pastoor Ben. Nederigheid is vir my ongelooflik belangrik, want ek het vir 9 jaar 'n pad gestap met die Here my geleerheid wat is nederigheid. My geleerheid om bakke aan te staan sodat ek kan eet. Ek wil nooit weer leer dit gaan nie. En ek wil julle vandag waarsku, as die Here Jesus Christus vir jou sê, die tweede ou was eintlik veiliger tussen die twee gewees. Nie die ou wat homself so hoog geag het nie. Nie die ou op sy werke nie. Nie die ou wat alles bygedra het nie. Die ou wat erken het wie God is. Dis wie ons moet wees. Ek doen dit ook. Ek sit nie hierdie las op enigiemand anders se skouers nie. Ek doen dit ook. Het hierdie woorde al ooit by julle opgekom of hierdie gedagtes van ja, maar hy verdien dit. Hy wil mos. Lekker. Want ek sit elke Sondag in die kerk en terwyl hy lê en slaap, hy verdien die sleg wat met hom gebeur. Ons ag onsself soveel hoër en beter as ander mense en eintlik moet jou hart breek vir daai mense.
opreg breek vir daai mense, Here, ek wens hulle kan U ontmoet. Maar as hulle nie eers die Here deur jou kan voel en deur jou kan ervaar nie, want al wat hulle by jou voel en ervaar, is hoe jy neerkyk op hulle, hoe jy hulle in die grond intrap, hoe verduidelik jy vir hulle die liefde van die Here Jesus Christus, maar jy self betoon dit nie teenoor hulle nie. Ek het dit al soveel keer gesê, julle, ons maak die fout om te dink, ons almal is gered gebore. Nie een van ons is gered gebore nie. Ons almal is in sonde gebore, ons almal is in rebellie teenoor God gebore. Die genade en die liefde wat die Here aan ons betoon het, sal aan daai mense ook betoon. As jy waarlik geloof het, as jy waarlik die Here se liefde het, gaan jou hart nie koud wees teenoor hierdie mense nie. Jou hart gaan breek vir elke siel wat verlore gaan. Vra julleself vandag, voel jy werklik jou hart is seer vir mense wat verlore gaan, of verlustig jy jouself daarin? Want dan is die vraag wat jy jouself moet vra baie groter as dit. Kan jy jouself verontmoedig voor God en op jou knieë gaan en sê, Here, wees hierdie sondaar vandag genadig. Romeine 9 vers 6. Maar ek sê dit nie asof die woord van God verval het nie. Want hulle is nie almal Israel wat uit Israel is nie. Ook nie omdat hulle Abraham se nageslag is hulle almal kinders nie. Maar in Isak sal jou nageslag genoem word. Dit wil sê, nie hulle is kinders van God wat die kinders van die vlees is nie, maar die kinders van die belofte word gereken as die nageslag. Want dit is die woord van die belofte. Omtrent hierdie tyd sal ek kom en Sara sal 'n seun hê. En nie alleen dit nie, maar ook Rebekka was swanger uit een, naamlik Isak, ons vader. Want toe die kinders nog nie gebore was en nog geen goed of kwaad gedoen het nie, dat die voorneme van God volgens die verkiesing kon bly staan, nie uit die werke nie, maar uit hom wat roep, is vir haar gesê, die oudste sal die jongste dien, soos geskrywe is, Jakob het ek lief gehad en Esau het ek gehaat. Nou hierdie is 'n storie wat ons almal al geken het, ek sekerlik van kindsbeen af. Ons het al gehoor van Jakob en Esau, ons het al gehoor van hierdie manne. Maar wat Paulus hierso probeer uitwys, dat baie Jode het nie geglo nie. En omdat baie Jode nie geglo het nie, dit beteken dat God se belofte nie gefaal het nie. Want God het nêrens beloof dat elke Jood gered gaan word. Dit was nooit die geval dat al die fisiese kinders van Abraham werklik deel van God se volk was nie. En julle onthou wat het Abraham gaan doen? Die Here beloof hom, ek gaan vir jou 'n kind gee. En Abraham maak soos ons almal maak. Here, u tydsberekening is te lank. Ek is moeg gewag. Kom ons gaan maak ons eie plan. En wat gebeur daaruit? Een vet gemors gebeur. Uit ongehoorsaamheid. 2 seuns word gebore. Die Here sê ek sal hom seën, maar hy gaan nie geken word as een van my nie. So hier kry ons vir Isak, ons kry vir Ismael. Uit ongehoorsaamheid. Ek wonder of ons kan besef wat se impak in ons ongehoorsaamheid soms op ons lewens hê en die mense om ons. Nou hierso waar Paulus sê die kinders van God verwys hy oor die redding. So dis nie net die seëning van Israel nie. Maar die belofte wat hy gemaak het aan Hagar en aan Sara. Hy het gesê die een sal ek aanvaar, die ander een gaan ek nie. Dan kyk ons na 'n tweede geval wat hy hierso noem. Ek weet nie of julle die tweeling kan onthou nie, Esau en Jakob. Is nog 'n bewys dat God nie beloof het dat elke persoon van Joodse afkoms gered sou word nie, want hulle het dieselfde pa en ma gehad, hulle was 'n tweeling en tog het God Jakob gekies en nie Esau nie. Kan julle daai storie onthou? Die tweeling, die een was die rustige een, die een was, hulle sê, hy het soveel hare gehad, gelyk op hy klere aangehad het. En hy sê, ek is bereid om my geboortereg te verkoop vir 'n koppie lensie sop. En God sê, ek gaan jou eintlik hou by dit, maar toe het hulle nou natuurlik met snaaksig, Here, die pa, bietjie gevang daar, hy het sy seun op hom uitgespreek. Maar die hele idee hiervan sê dit vir ons, inteendeel, God het al klaar bepaal, nog voordat daai kinders op daai punt gekom het, wie hy gaan aanvaar en wie hy nie gaan aanvaar. So Christene kan dus seker wees dat God se belofte vervul sal word, omdat dit uitsluitlik van sy wil afhang. En hierso wys dit vir ons die kontras tussen werke en roeping.
Jy kan al die werke onder die son doen. Maar op die einde van die dag gaan daai werke nie God anders oortuig as dit wat sy wil alreeds besluit het nie. Nou hierso sê dit, een van die temas van Romeine 9 tot 11 is dat God op verrassende maniere werk, sodat niemand ooit op sy genade kan staatmaak asof dit vanselfsprekend is. Ons wil partymal roem op, maar God moet dit nie doen. God sal dit nie doen. En hier wys die Here vir ons, niemand gaan vir God voorsaai nie. Niemand gaan vir God sê wat hy sal en nie sal doen nie. God gaan kies. En die ironie van dit is, maak nie saak wat God kies nie, hy is nog steeds regverdig. Redding kom slegs uit God se genade. God en God alleen. Nou 'n waarheid wat ons as Christene hieruit moet vat, en ongelukkig julle, ons lewe in 'n tydperk waar ons so graag raak wil gesien wil word. Ek sien dit. Op sosiale media, ons soek so graag die eer vir dit wat ons doen, en ek soek die erkenning, en dan sê die Here vir jou redding gaan nie gebaseer word op dit wat jy doen nie. Jou werke gaan jou nie red nie, maar God se genade sal. En dan moet ons besef, nie almal wat uit Israel is werklik Israel nie. Met ander woorde, jou fisiese afkoms beteken nie outomatiese geestelike redding nie. God werk deur sy belofte, nie deur 'n bloedlyn nie. En wat dit vir my beteken is, ek vind dit so baie, ek het in 'n Christelike huis groot geword, so ek is outomaties gered. Ek vind dit so baie dat my ouers het die Here gedien, so ek dien mos maar ook die Here, maar ek het eintlik nooit die besluit geneem of ek die Here wil dien of nie wil dien nie. En die ander ene wat vir my eintlik so hartseer is ek kom sit in 'n kerk. So die Here moet dit ons raak sien. As jy in 'n kerk sit, beteken dit nie die verhouding met God nie. As jou ouers die Here gedien het, beteken dit nie jy het 'n verhouding met God nie. Ons moet besef, nie almal wat hulle self Christene noem, is werklik gered nie. Nie almal wat hulle self Christene noem, is werklik hier vir die Here nie. En al probeer ons hoe hard, ons pad in die hemel en werk. Dit gaan nie punte tel by God nie. Julle weet, sy genade en sy redding is nie gebaseer op ons tricks en gimmicks nie, maar op sy wil. Ons redding is nie omdat ons goed genoeg is nie. Dis omdat God genadig is. Julle, as ons vir ons redding moes werk, het ek vir julle slegte nuus, want dan het ons almal kort geskiet. Die laaste gedeelte van Romeine waarna ek wil kyk vandag, is vers 14 tot 18. Wat sal ons dan sê? Is daar miskien onreg by God? Nee, stellig nie. Want aan Moses sê hy, ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees, en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. So hang dit dan nie af van die een wat wil of die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is. Want die skrif sê aan Farao, juis hiervoor het ek jou laat optree, dat ek in jou my krag kan toon, en dat my naam verkondig kan word op die hele aarde. So is hy dan barmhartig oor wie hy wil, en hy verhard wie hy wil. Nou Paulus maak dit eensins verskriklik duidelik. Daar is geen onreg by God nie. Geen. Omdat God Jakob gekies het bo Esau voordat hulle gebore is, sonder om te kyk na die goed of te sleg, hulle sou wees, ontstaan die vraag, is God regverdig om die een bo die ander te kies? En die antwoord op dit is ja. Want God is regverdig omdat niemand verdien om gered te word nie. En niemand is geheel en al te danke aan God se genade. Ons het vroeër in Romeine gesien, ons almal skiet kort. Ons almal is in sonde gebore. Daar is nie een goed nie eers een nie. Maar dan wys hy ook hierso dat ons redding berus nie op ons wil of die werke wat ons doen nie, maar geheel en al op God se barmhartigheid. Die feit dat ons hier kan sit vandag, is omdat God genade aan ons betoon het. Julle weet, en vir hierdie doel waar hierso praat in Exodus, praat hy van Farao se hart wat verhard geword het, en ek het op 'n tyd nogal gesukkel met dit, en ek het vir Simon hy gesê, dit voel vir my so half, he was set up to fail. Maar wie is ek om God te bevraagteken? As dit is wat God bepaal het en besluit het hy gaan doen, wie is ek om enigstens God te bevraagteken? Nou ons maak die fout, om soms te dink God is onregverdig, vir alles die Here nie volgens ons plannetjies uitgewerk.
As ek gebid het vir iets en ek het dit nie gekry nie, dan maak ek die fout om, dan wil ek sê, maar Here, U is mos nou onregverdig. Hoeveel keer doen ons dit nie? Daai ou lewe in die wêreld, hy suip soos 'n vis en hy rook soos 'n skoorsteen, maar sy besigheid floreer. Here, ek wat dit reg wil doen, hoekom moet ek swaar kry? So wat jy eintlik vir my probeer sê is, in jou kop reken jy God is onregverdig. God is nooit onregverdig. Dit wat hy vir daai ou beskoor het en dit wat hy vir jou beskoor het, is wat God bes gedink het nou vir jou nodig is. Want God is regverdig. Al maak dit nie vir jou sin nie. Nou hierdie is ook een van die gedeeltes, ek kan nie uitbrei bid nie. Ons gaan later by een van die bidhede na dit kyk. Calvinisme en Arminianisme. Wat Calviniste sal gebruik en sê, die Here het al reeds gekies. Wie gaan eendag by hom uitkom? Maar om terug te kom na Paulus se stelling oor hoekom God regverdig is. Hy sê eerstens, niemand verdien redding nie, want niemand is goed nie en almal het gesondig. Romeine 3 het dit al vir ons gewys. As God iemand red, dan is dit genade. As God iemand oordeel, dan is dit regverdigheid. Dis dit. Dis God se keuse, hy kan kies. Want hy sê self, ek ontferm my oor wie ek wil. God se genade kan ons nie voorwerk of verdien nie. En ek wil ook vir julle bysê, jy gaan nie God in dit in manipuleer nie. Ek het daai fout al 'n paar keer try maak in my lewe en dit het nie goed uitgedraai nie. Dit help nie ons probeer vir God vertel hoe goed ons is nie, want ons maak baie keer soos die Fariseë. En ek weet dis nie net ek nie. Wat vir die Here daai lysie gee van God, maar onthou nou, ek het dit gedoen, ek het dit gedoen, ek het dit. Here, ek gee, ek werk, ek verkondig die evangelie, ek skaam my nie vir U nie. Ek spandeer tyd in my woord, ek is op my knieë, ek is die priester van my huis. Here, ek doen al hierdie goedjies reg en al wat God vir my moet sê is, weet jy wat het jy net 15 sekondes terug gedink? Daar diskwalifiseer jy al reeds vir jouself. Want dit gaan nie oor jou werke nie. Moenie my vertel hoe goed jy is nie, want niemand was goed nie. Al wie goed was die Here Jesus Christus. My genade is vir jou genoeg. Nou om hierdie ding vir my mooi bymekaar te bring. Ons het nou tot op dusver gesien in hierdie eerste gedeelte van Romeine 9 dat God is in beheer en hy gaan altyd in beheer wees. God is regverdig, hy gaan altyd regverdig wees. Moenie God probeer beïndruk nie, want God ken jou hart. Hy ken jou gedagtes. Die Here Jesus Christus, God die Vader en daai kosbare Heilige Gees ken jou beter as wat jy jouself ken. Daai goed wat jy dink wat jy nie moet dink nie, het hy al geweet jy gaan dink voor jy dit gedink het. Maar wat vir my die kern is en so belangrik is van hierdie gedeelte, is Paulus se diepe hartseer vir die mense wat verlore gaan. As daar een ding is wat ek wil hê julle vandag hier moet uitvat, is om nie soos die Fariseër te wees nie. Maar om vandag te besef, ons harte moet gebroken wees. Moenie jouself probeer regverdig voor die Here Jesus nie. Moenie jouself probeer regverdig voor God deur om vir hom te vertel al die goeie goed wat jy doen nie. Gaan breek jouself en kom op jou knieë. Dis eintlik vir my so kosbaar as Paulus hierso vir ons wys dat die Here is nog steeds getrou aan sy beloftes. Maar ons moet ook besef, nie almal wat die woord van God gaan hoor, gaan dit aanvaar nie. Nie almal wat die woord van God gaan hoor, gaan saam met jou stem nie, net soos wat die Israeliete gedoen het. Maar Paulus maak dit duidelik, dat God se woord nie gefaal het nie. Maar God gaan eendag bepaal. Die keuse lê nie by ons nie. 'n Ware kind van God is nie as gevolg van afkoms nie. Isak nie Ismael nie, God se belofte werk volgens sy keuse. Jakob nie Esau nie. God kies nie op grond van werke nie, maar volgens sy doel. Want God is regverdig. Ons kan nie genade verdien nie, want dit kom net van die Here af. En weet julle, een ding wat ook nogal vir my uitgestaan het is, God het Farao se hart verhard, sodat sy plan uit kon werk. Sodat ons kon sien en kon leer wat ons moes, en ek dink ons moet besef dat vandag gebeur dit ook. Daar gaan mense om ons wees, daar gaan mense in ons lewens wees wat hulle harte ook gaan verhard. Daar's mense wat jou gaan kritiseer, daar's mense wat jou gaan vloek, daar's mense wat jou in die rug gaan streek. Ek wil amper vir julle sê, die woord van God sê vir ons, wees versigtig vir die slange in julle midde, die wolwe in die skaapsklere, en ek sê nou vir julle, dat God sal ewen daai mense tot sy voordeel gebruik. God sal ewen die slange in jou lewe tot sy voordeel gebruik. Die een ding wat ons moet besef is, ons as kinders van God kan niemand oortuig nie.
Slegs die Heilige Gees kan. Ons kan hulle vertel. Maar ek wil vir julle ook vandag aanmoedig, as jy die mense van God wil vertel, lewe ten minste volgens daai standaarde ook. Moenie vir mense gaan vertel, maar weet julle, dit maak my eintlik so hartseer as ek besef, soveel ouens gaan vir jou sê, ek doen nie met Christene besigheid. Want dis die grootste skelms op die aarde. Bybel onder die arm en vyand onder die boude. Hoeveel keer doen ons dit? Nou dink ek, moenie daai ou wees nie. Moenie vir die mense gaan vertel van die liefde van God die Vader, maar jy wys nie self daai liefde nie. Moenie vir die mense gaan vertel van die vergifnis, maar jy wys self nie daai vergifnis nie. Moenie vir mense gaan vertel hoe eerlik moet jy wees, maar jy self nie eerlik nie. Mense lees jou soms soos 'n boek. Ek het die liefde van die Here in my, maar jy gaan dit nie by my sien. Maar gaan die Here vertel ek het sy liefde in my en ek gaan hom dalk oortuig. Ons moet een ding besef, ons as kinders van God staan op sy waarheid, sy plan val nooit, hy is soewerein, sy genade het nie een van ons verdien nie. En ons redding kom slegs deur geloof in die Here Jesus Christus. Ek het een vraag wat ek vandag by julle wil los. En my vraag is, waar staan ons? Vertrou ons op onsself en ons werke, of vertrou ons werklik op Christus alleen? En ek het 'n laaste teksvers waarmee ek wil afsluit, en hierdie teksvers val vir my in by Lukas 18, maar ek wil ook vir julle sê, hierdie teksvers staan vir my as 'n waarskuwing. Die soms mense dalk hier wat hulle ore moet spits. 1 Petrus 3 vers 8. As ons wil uitgaan en hierdie evangelie gaan verkondig, ek het dit al op 'n vorige geleentheid gesê, 'n kerk wat verdeeld is, het nie 'n boodskap vir 'n wêreld wat reeds verdeeld is nie. 1 Petrus 3 vers 8, en uiteindelik wees almal eengesind, medelydend, vol broederlike liefde, ontferming en vriendelikheid. Kom ons meet gou onsself teen hierdie standaard. Vergeld geen kwaad met kwaad, of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beerwe. En even vir hierdie wenaar. Jy maak my seer, ek wil jou seer maak. Jy sê my sleg, ek wil jou sleg sê. Die Here sê vir jou inteendeel seën daai persoon. Want wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie. En na. Hoeveel keer lieg ons nie? Ons noem onsself wedergebore kinders van God. Ons lieg soms vir onsself, maar hoeveel keer lieg ons nie? God sê, 'n leienaar gaan die poorte van die hemel nie deurgaan. Ons lieg hier vir mekaar, ek het jou lief, maar ek beskinder jou sodra jy jou bas draai. Kom na my kerk toe, hier is ons net liefde, maar as ek uitloop en vertel ek vir jou hoe sleg is my kerk. Ek vertel vir jou hoe sleg is die mense in my kerk. Ek vertel vir jou hoe lieg die predikant, hoe vals is die predikant, maar kom na my kerk toe. Die Here sê vir jou wat dit doen, wees versigtig. Want wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir die wat verkeerd is en sy lippe, dat hulle geen bedrog spreek nie. Vers 11, hy moet afwyk van wat verkeerd is en doen wat goed is. Hy moet vrede soek en dit najaag. Ek soek vrede, ek jaag die vrede na, ek gaan ophou my boeties en sissies seermaak en beswadder. En dan soek ek nie die vrede nie. Kan jy vandag vir my sê, ek het die vrede van die Here Jesus Christus en dit soek ek vir my boeties en my sissies en die mense wat nog nie die Here ken nie? Of beswadder ek hulle, praat ek hulle sleg en daar kom net bedrog uit my mond uit? Want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed, maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. Hierdie is bitterlik ernstig. Om in die hande van 'n lewende God te val, gaan nie 'n grap wees nie. As jy dink, jy gaan God anders oortuig, weet jy nie wie's God nie. Ek wil by julle pleit vandag dat ons 'n absolute goddelike liefde ontwikkel vir ons medemens, maar eerstens, kom ons begin by ons huis. Kom ons begin by ons gemeente, want hierdie is mos ons boeties en sissies. Dit breek my hart, en ek gaan nou vir julle 'n statistiek vertel, ek vertel dit vir Simonai, hierdie is nie eers deel van my preek nie. 1 uit 10 predikante wat van die begin af in die bediening gaan, maak klaar in die bediening.
9 uit 10 brand uit 90%. 4 uit 10 predikante wat later in die bediening gaan maak klaar, 60% van hulle, soos ek, brand uit. En ek gaan nou vir julle sê, dit is nie omdat die bediening vir jou te hard is nie, dis omdat die mense om jou presies doen wat 1 Petrus 3 ons van waarsku. Dis omdat mense teen jou praat, liegstories oor jou vertel, jou in die rug steek, jou 'n Judas soen gee by die kerk, maar hy beskinder jou die dag wat jy uitloop. Dit gaan nie net oor die predikante nie, want ons doen dit met mekaar. Hierdie is die huis van God. Ons is 'n familie. As jy nie deel van die familie wil wees nie, gaan kry vir jou familie waar jy gaan inskakel. Maar ons is nie hier om die ander geslag te wees, om boeties en sissies seer te maak nie, want God waarsku jou, maar die aangesig van die Here sal teen jou wees. Vat vandag asseblief hierdie waarskuwing. Skryf dit op jou hartkamers neer en gaan pleit voor God en sê, God, wees my sondaar genadig, want daai was ek. Ek wil dit stop vandag. Hierdie woorde gaan nie meer uit my mond uitkom nie, maar liefde gaan uit my hart uitkom. Die mense gaan dit by my ervaar, hulle gaan dit by my voel, want ek is 'n wedergebore kind van God. En weet julle hoekom raak predikante excited? En my vrou onder haar stoel wil induik, want my hart breek. As ek besef hoeveel mense kyk ek na Sondag in, Sondag uit en ek besef, jy's besig met die duiwelse dinge. Dit breek my hart, dis hoekom ek passievol raak oor hierdie goeders. Dis hoekom as ek uit 'n kerk uitstap op 'n Sondag, is ek doodmoeg. Ek kan nie vir jy kan vir Simon hy vra, ek wil al in die kar in die slaap raak, want ek is geestelik gedreineer. Want ek sien wat voor my gebeur. Dit breek my hart soos Paulus. Wat ek dink, Here, ek wil nie hê hierdie mense moet eendag in die poorte van die hel opeindig nie, maar wat kan ek nog doen? En die Here sê vir my, Roan, verkondig die evangelie, tydig en ontydig, as hulle nie vir die Heilige Gees luister nie, gaan die toorn van God eendag op hulle wees. Dis nie jou skuld nie. Maar ek gaan nie ophou nie, want weet julle wat is ironie? Ek kan geen besitting saam met my hemel toe vat nie, maar ek kan my boeties en sissies dalk saam met my daai eendag. Dis vir my so belangrik, julle, die wêreld kyk na ons. Kom ons gaan lewe die Christus wat ons sê ons dien daar buite in die wêreld. Kom ons gaan wys vir die wêreld, wie's die Gees wat werklik in ons is. Kom ons gaan lees nie net hierdie goedes nie, maar kom ons gaan leef asseblief hierdie goed, en ek pleit by julle vandag, laat vaar wrokke, laat vaar kwade gevoele, laat vaar al hierdie dinge wat die Satan voor jou hou, en gaan op jou knieë vandag en sê, Here, God wees my sondaar, vandag asseblief genadig. Sluit asseblief vir my die oë. Here, ek wil vandag begin by my. Wees hierdie sondag, God wees hierdie sondaar oog so genadig. Here, ek kan nie vir genoeg dankie sê vir die God wat U is nie. Ek kan nie vir genoeg dankie sê vir die absolute liefde wat U in ons betoon, die genade wat U in ons betoon, die barmhartigheid wat U in ons betoon, en ons gooi dit terug in U gesig. Here, ek bid vandag dat ons op ons knieë sal gaan voor U, dat ons nie net sal hoor nie, maar dat ons sal begin doen, dat ons sal begin lewe, liewe Here, dat ons boeties en sissies sal begin oppas, dat ons die mense sal oppas wat U in ons hande sit, dat ons hulle met liefde en deernis sal begin hanteer, liewe Here, dat dit deur ons sal straal, en soveel so dat sal uitgaan na die wêreld toe daar buite. Here, dat ons nie die fariseërs sal wees wat roem op dit wat ons doen, en neerkyk op die mense nie, Here, maar dat ons harte sal breek soos Paulus vandag, dat ons harte sal breek vir elke siel wat verlore gaan, en dat ons hierdie absolute vuur in ons sal kry om die evangelie te verkondig, en soveel mense te bereik vir U vandag. Here, ek weet almal gaan nie na die Heilige Gees luister nie, ek weet almal gaan nie tot inkeer kom nie, ek weet almal gaan nie bekeer nie. Here, maar asseblief gee vir ons die krag en die uithou vermoë dat ons nie sal ophou om die woord van God te verkondig tydig en ontydig nie. Here, pastoor Ben sê dit so gereeld, ek wil vandag vir U sê dankie dat U my God is. Dankie dat ek na U toe kan kom, liewe Here, en ek wil vir U vandag uit die diepste punt van my hart uit sê dankie vir elke boetie en sissie wat in hierdie gemeente saam met ons sit. Here, net om U te kan dien is seën genoeg, en ek gaan afsluit met dit. So ek los julle vandag met die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees bly en sy met elkeen van julle. Dis my gebed in Jesus naam. Amen en amen.